Familie en vriende, dit het die Here behaag. Daar is die klank nou. Familie en vriende, dit het die Here behaag om Hans Engelbrecht van ons weg te neem, gebore 7 Februarie 1949, oorlede 19 April 2025, op die ouderdom van 76 jaar en 2 maande. Ons betreur sy heengaan en vier vandag sy lewe en nagedagtenis. Namens die familie baie welkom, en elkeen wat moeite gedoen het om dit by te woon, vriende, familie, die wat miskien ver gekom het. Ja, dankie dat julle saam met ons kan om Hans se lewe kan vier en ook dit kan gedenk. Begin my net reg aan die begin om my simpatie te betoon met aan die Linda en met Jaco, om Hans se seun. Mag die Here vir julle toevou met sy liefde en mag hy vir julle troos en vir julle vrede gee. Kom ons sluit die oë. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Here Jesus, in hierdie oggend is ons oë op U gerig. U wat die eerste is en die laaste. Ja, die lewende, wat dood was en vir ewig leef, wat die sleutels van die doderyk in die hand hou. Ons buig voor U, ons aanbid U, en ook hierdie gedenkdiens waar ons terugdink aan Hans, wil ons in U naam begin en in U toewy, en bid dat U vrede in ons harte sal gee. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ek gaan vir ons saam lees uit Johannes 5 uit vers 19 tot en met vers 29. Hierop het Jesus vir hulle gesê, Amen, amen. Ek sê vir julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen. Want wat die Vader ook al doen, doen die seun net so. Die Vader het immers die seun lief, en wys hom alles wat hy self doen, en hy sal hom groter dade as dit wys, sodat julle verwonderd sal staan. Want soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. Die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die volle oordeel aan die seun oorgegee, sodat almal die seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. En wie nie die seun eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en vir hom is daar geen veroordeling nie. Maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Amen, amen. Ek sê vir julle, daar kom 'n tyd, dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat hoor sal lewe. Want soos die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee om lewe in homself te hê. Hy het aan hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moet julle nie hieroor verwonder nie, maar daar kom 'n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom. Die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. Wat 'n geweldige skok was dit vir my om tydens Paaskamp, ons het 'n Paaskamp gehad daar net by Topua, op die Saterdag van Paasnaweek te hoor oom Hans is oorlede. Ek het gewag vir 'n doodstyding van my ma, wat toe die Maandag oorlede is. Oom Hans se dood was amper vir my 'n groter skok, want ons het gewag en gebid dat die Here my ma sal moet kom haal. Oom Hans is op die Sabbatdag, die Saterdag,
oorlede. Die dag waarop die Here Jesus in die graf deurgebring het na sy kruisiging, wat hy as mens dood was. Maar op die eerste dag van die week, die Sondag, die dag van die Here, het Jesus opgestaan uit die dood. En omdat Jesus opgestaan het, sal alle kinders van God, alle Christengelowiges ook uit die dood opstaan. Dis wat ons glo. Dis hoekom ons 'n kerk is. As jy dit nie meer glo nie, kan ons maar die Bybel toemaak en die kerk se deure toemaak. Dis soos Paulus in die Korintiërs skryf, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs en is julle steeds in julle sondes. Want ja, op sy kruisdood niks. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis, die eersteling. Dit wil sê, daar's ander wat hom gaan volg. Christus, ons verlosser, was die eerste wat uit die dood opgestaan het. En nie Lazarus nie. Lazarus het opgestaan, maar hy moes weer sterf. Hy is uit die dood uit, maar hy is weer terug in die dood. Christus het uit die dood opgestaan om ewig te lewe van die wat gesterf het. En daarom sal die gelowiges ook opstaan uit die dood. Dis ons hoop. En daarom glo ons, sal oom Hans ook uit die dood opstaan. Oom Hans beleef nou iets van die ongelooflike geloofswaarhede wat hy die afgelope paar maande uit Romeine 8, waarby ons stil staan, se preke aangehoor het. Iets van die feit dat die kinders van God erfgename van God is, mede-erfgename van Christus is. Dit het vir oom Hans 'n werklikheid geword. Ons kyk na die foto, kyk na die kus, maar dit het vir hom werklikheid geword. Na aanleiding van 1 Korintiërs 13 sien oom Hans nou nie meer ten dele nie. Hy ken ook nie ten dele nie, soos ons hier. Hy sien van aangesig tot aangesig. Soos Paulus in die Filippense skryf, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Dis die beste. Nie noodwendig vir ons wat agterbly nie. Familie en vriende, ons as gemeente en gemeenteberaad, omdat oom Hans se ouderling was, berus dat die Here vir oom Hans kom haal het, maar ons gaan hom geweldig mis. As ouderling was oom Hans een van die tempelpilare in die bouwerk van NG Kerk Pioniersberg. Getrou, stiptelik, toegewy, altyd netjies, op sy plek was oom Hans, in die kerk, by die bazaar, oral waar jy op sy nommer gedruk het. Daar was oom Hans. Ek gaan sy vroegoggend stappie mis, as ek gehardloop het en dan sien ek, daar gaan oom Hans verby. Net oorkant, bly net oorkant my. Tannie Linda bly net oorkant my. Oom Hans, ons gaan jou mis, maar ons gun jou die hemelse heerlikheid, waaraan jy reeds deel het. In 'n sekere sin was die Here Jesus geskryf oor oom Hans se lewe. En wil ons oom Hans se lewe, en het hy, as 'n ware rig dit ons op Christus, ons verlosser. En oom Hans sou daarvan hou, dat ek by sy roudiens die fokus op die Here Jesus laat val. En nie op hom nie. Nou in Johannes 5, vers 19 tot 29, wat ek gelees het, beskryf die Here Jesus, is eintlik 'n onvergelyklike gedeelte daai, sy eenheid met die Vader, gelyk aan die godheid van die Vader, sy goddelike gesag, volmag en opdrag wat hy van die Vader ontvang het, en die bewys dat hy die Messias is, wat sou kom, van vers 19 tot 29. Jesus verwys 8 keer na homself as die Seun, om sy verhouding met die Vader uit te druk, en die res van die Johannes Evangelie verwys hy 5 keer daarna. Die perikoop wat ons gelees het, verwys hy 8 keer na die Seun se verhouding met die Vader. In vers 25 verwys Jesus na homself as die Seun van God en die Seun van die mens, 2 titels. Nou Jesus se beskrywing van homself in hierdie gedeelte kan geen mens neutraal laat nie. Jy kan nie neutraal teenoor Jesus staan nie. As jy lees wat Jesus hier skryf, is hy of die Seun van die lewende God, self God, met dieselfde mag en gesag
van sy vader, al is hy ondergeskik aan die vader, of hy is 'n maal man wat tuis hoort in 'n gestig. As jy dit sê wat Jesus gesê het vandag, dan gaan hulle jou in 'n gestig sit. Of hy is dit wat hy gesê het hy is, of dit is totaal godslasterlik by grense verby. Ons glo en ons weet deur die werking van die Gees, Jesus is die Seun van God, self God, die Messias gestuur deur God. Wat jy dink oor Jesus, wat jy glo oor Jesus, jou verhouding met Jesus, is alles bepalend vir jou ewige bestemming. Nie of jy kerk toe gaan, watter kerk jy na toe gaan, en wat jy gedoen het nie. Jou verhouding met Jesus, wat jy dink oor hom, wat jy glo oor hom, is alles bepalend. Jesus se belydenis en beskrywing van homself in Johannes 5 vers 19 tot 29 bring vir ons as sy kinders in verwondering en aanbidding op ons knieë voor hom. Want dit wat hy daar sê, gaan ons verstand te bowe. As jy mooi dit gaan lees en jy gaan kyk indringend daarna, dan besef jy, ons verstandjies is eintlik te klein vir dit wat hier staan. Maar die Jode, wie se oë gesluit was vir wie Jesus regtig is, sou gevul wees met onverontwaardiging, woede en haat oor dit wat Jesus daar gesê het. Na die genesing van die verlamde by die bad van Bethesda, vers 1 tot 16, het Jesus dit duidelik gestel vir die Jode, dat hy soos sy Vader verhewe is bo kan die Sabbat. En die Vader is nie op die Sabbat nie. Hy onderhou nog steeds sy skepping. En Jesus sê hy werk soos sy Vader. En dan lees ons in vers 18, om hierdie rede het die Jode nog harder probeer om hom dood te maak, omdat hy nie net die Sabbatsgebod verbreek het nie, maar boonop God sy eie Vader genoem en hom so aan God gelyk gestel het. So die Jode het presies geweet wat Jesus sê. Baie keer lees ons die Bybel en ons het nie 'n benul wat Jesus sê nie. Soos wat die Jode probeer het om Jesus dood te maak, so is daar vandag teoloë en kerkmense wat struikel. Waar struikel hulle? Hulle struikel by Jesus se belydenis en aanspraak oor sy godheid en wie hy is. Hulle is nou nie meer so seker Jesus het opgestaan uit die dood, of hulle is nie so, was hy werklik die Seun van God? Hulle struikel wat die Jode gestruikel het, omdat die duiwel hulle vader is. Baie teoloë wil van Jesus net 'n rolmodel maak. Dan vat jy die fokus weg van Jesus as Seun van God, wat gekom het as verlosser. Net 'n rolmodel wat ons moet navolg, hoe hy vir die armes gesorg het en hoe hy goed gedoen het. Dan mis jy die hart van die evangelie. En ons vergeet so maklik wat Johannes reeds in die eerste verse van sy evangelie geskryf het, wat ons verstand te bowe gaan. In die begin was die woord, en die woord, hoofletters is Jesus, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was die lewe. As die Here vir Moses sê, ek is wat ek is, vir alle eeue. God is nie gemaak nie. Hy is. Dit is al klaar te veel vir my en jou klein verstandjies, dat God van ewigheid af is, en die lewe is, en dit dieselfde lewe in Christus is. In Johannes 5 vers 19 tot 29 beskryf Jesus hierdie verhouding met sy Vader en die volmag wat hy en gesag wat hy van die Vader ontvang het. Hy sê die Seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen. Die ongelooflike intieme verhouding tussen die Vader en die Seun. Jesus leef en werk terwyl hy op aarde is in volkome eenheid met die Vader, omdat hy een is met die Vader, alhoewel ondergeskik. En Jesus kon elke dag die Vader sien, werk. Ek en jy nie kan sien nie. Hoe hy in mense se lewe werk, die voorsienigheid van God, die onderhouding van die heelal. Nie 'n mossie wat op die grond kan val sonder die wil van God die Vader nie. Jesus het dit alles gesien. Hy en die Vader is een. En as Seun van God doen hy dit ook. Daarom kon hy die storm stil maak.
deur te praat en op die water loop. Daarom dat Paulus van Jesus in Kolossense 1 vers 17 kan bely, Jesus het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. In hom hou alles stand. Die aarde waarop ons is, die sterre wat ons kan sien en die miljoene sterre wat die slimste wetenskaplike nie eers kan sien of kan weet van nie. Dit hou Jesus in stand. Aangrypend Jesus se belydenis, die Vader het immers die Seun lief en wys hom alles wat hy self doen en hy sal hom groter dade as dit wys, sodat julle verwonderd sal staan. Nou Jesus het sopas 'n verlamde man genees, maar die groter dade waarna Jesus verwys is die opwekking uit die dood. Die dood waarmee ons so gekonfronteer word. Die angel van die dood is die sonde wat Jesus kom trek het op Golgotha. Die dood is ons probleem. Is ons groot probleem. Almal van ons gaan ook in 'n klein kussie of 'n groot kus lê. Dis ons probleem. So as hy praat van groter dade, dan gaan dit oor die opwekking uit die dood. Nou die Vader, God, die Vader het in die Ou Testament bekend gestaan as die een wat dooies kan lewend maak. In Deuteronomium 32 sê die Here, sien tog nou in dat ek is die een is, daar is geen God naas my nie, ek maak dood en ek maak lewend. Dit is net God wat dit kan doen. Om Jesus se gelykheid met die Vader te demonstreer, wek hy vir Lazarus op uit die dood. Maar verder verwys hierdie gedeelte na Jesus se vermoë om geestelike dooies lewend te maak en dan later ook self op te staan uit die dood. En wanneer Jesus dan in vers 21 sê, want soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. En dan verwys Jesus in die eerste plek hier na wat deur die Gees, mense wat geestelik dood in hulle sonde is, lewend maak sodat hulle in hom kan glo. En hy die mag en gesag om dit te doen. Daarom sê hy ook in Johannes 6, dis my woorde skep lewe, die vlees kan dit nie doen nie. Dis die Here Jesus wat ons lewend maak deur sy Gees. Mense dood in hul sonde verlore op pad hel toe kan net deur die Here Jesus lewend gemaak word om hulle te red van God se oordeel. Net Jesus kan dit doen. En hy doen dit deur sy woord. Daarom moet ons met ons hele wese onsself op hom werp en hom glo en hom vertrou. En dan bevestig die Here Jesus dit in vers 24, dan sê hy, Amen, Amen. Ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het. Gewoonlik sê Jesus, die iemand in my glo. Hy sê dit in Johannes 11 en op vele ander plekke. Hier sê hy, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan, uit die geestelike dood na ewige lewe oorgegaan. Die ewige lewe word reeds jou deel in hierdie lewe deur geloof in die Here Jesus wat die Vader gestuur het. En verder maak Jesus die ongelooflike stelling dat die Vader hom as regter aangestel het. Dit moes die Jode tot in hulle wese geruk het. Hier staan 'n man. Sy pa was 'n skrynwerker. Hy doen wonderwerke. Hy sê God het hom as regter aangestel. Hulle het die Ou Testament geken. In die Ou Testament word God bely as die regter van die wêreld. Rigters 11:27 word God beskryf as die Here, die regter. En wanneer Abraham by die Here pleit oor Lot, oor Sodom en Gomorra, waar hy Lot gevlug het, wat deur vuur en swaal sou vergaan, dan sê hy, sal die regter van die hele wêreld dan toelaat dat die stad vernietig word, die regte van die hele wêreld. En in Psalm 96 en 98 lees ons dat die aarde jubel, omdat die Here kom om die aarde te oordeel, hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid. So wanneer Jesus dan in vers 22 sê, die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die volle oordeel in die Seun oorgegee. Die Vader is die regter, maar hy gee die oordeel oor aan sy Seun. Was dit 'n stelling wat skokgolwe veroorsaak het, want daarmee het Jesus homself gelyk gestel aan God as die regter van die wêreld, en dit was te veel vir die Jode.
Paulus het dit verstaan, wanneer hy in Athene vir die Grieke sê, God het 'n dag bepaal, waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. Dan sê hy verder, hierdie man het gesterf en het opgestaan, is Christus. Daarom gaan Christus, wat gekruisig is, op die regterstoel sit. Die Vader gaan oordeel deur sy Seun. En daarom moet alle mense die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. So sê Johannes in vers 23, wie nie die Seun eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Daarom my ewige bestemming hang af. Eer ek vir Jesus. Wat is my verhouding met hom? Glo ek in hom? Het ek hom lief? Dit bepaal my ewige lotsbestemming. Geliefdes, alles staan en val by Christus. Wys hier na Christus. En wat jy met hom maak, as jy nie die knie buig voor hom as Here en Verlosser nie, dan verwerp jy hom. Daar's nooit 'n middeweg by Jesus nie. Jy of buig voor hom in aanbidding, of jy verwerp hom. Jy staan nooit neutraal teenoor hom nie. Asof dit jou dalk gaan spaar nie. Jy dien hom of passievol en buig voor hom, en die ander opsie is, jy verwerp hom. As jy nie op Jesus vertrou en bou nie, dan struikel jy oor hom. Want hy is die rots. Die klimaks van die gedeelte is die volmag wat die Vader aan die Seun gee om te oordeel, wat uitloop op die eindoordeel, wat in vers 27 en 29 beskryf word. Ons lees in vers 27, hy het aan hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Nou die woordjie Seun van die mens is 'n selfbeskrywing van Jesus, is 'n titel wat hy homself gee, en jy lees hier al die evangelies en verwys Jesus, hy praat asof in die derde persoon praat hy van die Seun van die mens, en as hy van die Seun van die mens praat, dan praat hy van homself. Hoekom Seun van die mens? Dis 'n verwysing en 'n vervulling van Daniël 7, vers 13 tot 14, reeds geprofeteer 600 jaar voor Christus. En in Daniël 7, vers 13 tot 14 lees ons, sê Daniël, ek het gesien in die naggesigte gehad, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die Seun van die mens. Dit wil sê 'n verskyning van iemand wat soos 'n mens lyk, maar dis nie 'n mens nie. Hy het gekom tot by die oue van dae, dis wat daar letterlik staan, die 83 vertaling sê, hy wat ewig lewe. So die Seun van die mens, Daniël sien die Seun van die mens, Christus, voor sy menswording, kom tot by God die Vader, die oue van dae, hy wat ewig lewe. En hulle het hom nader gebring voor hom, 600 jaar voor Christus. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke, nasies en tale het hom vereer. En sy heerskappy is die ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En daarom sê Paulus, elke knie sal voor hom buig, want die Vader het die koningskap lank al aan hom gegee, as die Seun van die mens, die een wat lyk soos die mense wat hy kom verlos het. Die Seun van die mens is daarom ook 'n eretitel, waardeur Christus na homself verwys, in sy vervulling van Daniël 7, 13 tot 14. En dan beskryf Jesus in vers 28 en 29 die opstanding van die dooies vir die eindoordeel met Jesus se wederkoms. Dit moes ook vir die Jode verskriklik gewees het om dit aan te hoor. Dan sê Jesus, moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd, wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor, en sal uitkom, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het tot die opstanding van veroordeling. Almal wat in die grafte is, sal sy stem hoor. Soos wat die Here Jesus deur die verkondiging van sy woord sondaars lewend maak, in die sin dat mense se oë oop gaan vir Christus, hulle eie sonde sien, hulle vir Christus aanneem, hulle lewend gemaak word, en hulle oorbring uit die lewe, uit die dood na die lewe, uit die ryk van die duisternis na die ryk van die lig. So sal Christus se stem alle dooies, almal, opwek vir die finale eindoordeel. Nou hiermee bevestig Jesus sy godheid
en een met die Vader bo alle twyfel. En hier het ons ook 'n vervulling van Daniël, maar nie Daniël 7 nie, Daniël 12. Daar lees ons, die wat ontslaap het, in Daniël 12 vers 2, die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe, en party tot ewige skande en veragting. Nou geliefdes, dit gaan gebeur wanneer die Here Jesus weer kom. Maar waar is Hans nou? Waar is hy nou? Hans is by die Here. Want wanneer kinders van die Here sterf, is hulle onmiddellik by die Here, opgeneem in hemelse heerlikheid, maar dit is nog nie die opstanding van die dooies nie. Opgeneem in die hemelse heerlikheid, soos die misdadiger aan die kruis. Jy sal onthou die een misdadiger aan die kruis het Jesus bly vloek en beledig. Albei het hom eintlik gevloek en beledig. En die een evangelie vertel, dat seker so 'n kwartier voordat die een misdadiger gesterf het, het hy sy oë oopgegaan. Het die Jesus wat langs hom gehang het, sy oë oopgemaak. En dan sê hy vir Jesus, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus het vir hom geantwoord, Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hulle het kwartier 20 minute later gesterf. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar nie sy liggaam nie. Sy gees, of sy siel, hang af hoe jy dit wil beskryf. So daarom glo ons, wanneer gelowiges sterf, dan is hulle nie hier in 'n wentelbaan nie, hulle is by die Here, maar nog nie met 'n liggaam nie. Ons glo Hans is ook nou by die Here, maar dis nog nie die einde van ons hemelse erfporsie nie. Want met Jesus se wederkoms sal sy kinders verheerlikte liggame ontvang. Die liggaam van jou wat so afgetakel is en as jy sterf, dan is daar baie keer niks oor die. Party mense is deur 'n bom opgeblaas, ander word veras, party in die see geval, het die haie opgeëet. Maar daai liggaam gaan 'n verheerlikte liggaam word. Soos Paulus in die Filippense skryf, Christus sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Christus sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Dis die uiteindelike erfporsie vir God se kinders. Weereens is dit 'n vervulling van Daniël 12 vers 3. Daar staan die verstandige leiers nadat die opstanding plaasgevind het, party tot ewige skande, ander is tot ewige lewe en ander tot ewige skande en veragting. Nadat die opstanding plaasgevind het, sê Daniël, die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. Waarskynlik waar die liedjie vandaan kom, laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Dit gaan gebeur volledig wanneer ons 'n verheerlikte liggaam kry. Geliefdes, dit is onvoorstelbaar en wag nie alleen op Hans nie, maar op elkeen wat in Christus die ewige lewe het. En daarom is Jesus se woorde aan Thomas in Johannes 14 vers 6 so belangrik, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis waarna Hans se lewe ons wil wys. Kom ons verkondig dit en leef dit. Ek sluit af. Tannie Linda, daarom mag jy nie dink, daar's hartseer, maar jy mag nie dink aan Hans se dooie liggaam wat weggeneem is nadat hy gesterf het nie. Hy's by die Here. Dink aan die verheerlikte liggaam wat hy en ons wat in Jesus glo sal ontvang wanneer die Here Jesus se roepstem ons dooie liggame sal opwek uit die dood. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U as die Almagtige. Here, as die skepper van die hemel en die aarde. U wat was en is en sal wees, U wat is. Ons word gebore en gaan dood, ons was nie. U het ons geskep.
U was van ewigheid af en U sal tot in ewigheid wees. Dis heeltemal te groot vir ons klein verstandjies. Ons kan dit nie omvat of begryp nie. Ons kan nie net aanbid. Dankie dat U met ons bemoeienis gemaak het. En dankie dat U deur U Seun U liefde aan ons betoon het, deurdat hy in 'n kruishout gesterf het om ons te red. En dankie dat U vir ons tyd gegee het hier op aarde om vir U te leef uit dankbaarheid. Dankie vir Hans. Dankie vir sy lewe. Ons eer U vir hom. Hy was nie volmaak nie. Nie soos enige een van ons nie. Maar hy het vasgehou aan U en hy het op U vertrou en in U geglo met sy hele hart. Ons dankie vir hom, ons dankie vir sy lewe. Bid vir sy familie. Dat hulle dit sal koester wat mooi is. Hy sal bou op dit wat hy ook nagelaat het. Wees in die besonder met Tannie Linda en met Jaco, vou hulle toe met U liefde. En vertroos hulle. Ja, gee vir hulle U vrede. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Tannie Linda en Jaco het my gevra om 'n huldeblyk te lees namens hulle. Ek lees eers Tannie Linda se huldeblyk aan my man. Ons sou op 26 Mei hierdie jaar 53 jaar getroud gewees het. 53 jaar van liefde, vreugde, verdriet en swaar kry. Daarom baie meer vreugde as swaar kry. 'n hele leeftyd lank. Dankie my man vir alles wat jy vir my en die kinders gedoen het en alles wat ek by jou kon leer. Jy laat my agter, maar ek sal die res van my lewe leef met die goeie herinneringe wat ons saam gemaak het en na die beste van my vermoë sodat jy kan trots wees op my, soos wat ek altyd sal trots wees op jou, Juffrou Linda. En dan van Jaco huldeblyk aan my pa. Toe ek op skool was, het ek altyd gesê dat ek nooit soos my pa sal en wil wees nie. En hier 40 jaar later is ek net soos hy. Ek moet sê, nou die dag toe ek by hulle was, kom maak hy vir my die hek oop en hy kom uitgestap. En toe hy so aangestap kom, toe sien ek Hans, die manier en hoe hy loop, en toe sien ek, hier kom Hans aangestap. So, ja, net soos hy. Die dinge wat hy my geleer het, partykeer met 'n beld in die hand, is dinge wat my later in die lewe baie gehelp het. Maar ek dink die heel belangrikste vir my was die ondersteuning. Elke rugbywedstryd, elke wedloop en later al die groot besluite in my lewe. Al die dinge wat ons saam gedoen het, al die stories, al die saam rugby kyk. Vir die van u wat nie weet nie, Hans was 'n bloubil. Die bloubulle en die bokke was my goud, wat ek altyd in my hart sal dra. Ek gaan jou mis. Ek gaan jou mis, pa. Dan wil ek net namens Tannie Linda en Jaco ook die volgende bedankings doen. Die Engelbreg familie wil graag die volgende instansies bedank vir hul hulp en bystand na die heengaan van ons man en pa op 19 April 2025. Die Ponierspark buurtwag by name Erik Strauss en sy vrou, wat dadelik gereageer het op my noodoproep en die ambulans ontbied het. Die paramedici van die Windhoek munisipaliteit vir hul flinke, professionele en simpatieke optrede. Die amptenaar van die Nampo Lykshuis, Poppy en Louise, wat binne minute opgedaag het, al was hulle nog in hulle nagklere toe hulle die oproep gekry het. Abby, wat net skielik daar was, al het sy my nie eers geken nie. Dankie Abby vir alles wat jy vir my gedoen het. Patat, wat my in die daaropvolgende dae met woord en daad bygestaan het as ek dinge moes doen wat ek nie geweet het hoe nie. My buurmense wat oor my waak soos engele. Al die besoeke, telefoonoproepe, boodskappe, blomme, eetgoed en troos. Julle weet wie julle is. Die kerkkantoor personeel wat ook hulle reëlings moes tref. Al die ander mense op wie se knoppie ek nog in die nabye toekoms gaan druk vir hulp en raad.
Dankie by voorbaat. Na die uitspreek van die seën word u deur die familie uitgenooi vir ligte verversings in die kerksaal as ek dit reg het. Maar voordat ons by die seën kom ons bely ons geloof hardop in die drie-enige God. Daarna volg die seën. U kan opstaan, ek gaan dit lees, u kan dit saam met my sê as u wil. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle en neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen, maar in die besonder met Annie Linda en Jaco wees en bly. Amen.